Laasweek het ons geëindig in Handelinge 3 waar Petrus waar hy die evangelie eerstens deel aan die mense wat in die tempel is en hy verduidelik vir hulle deur wie hierdie man wat vir ons gaan sien oor die 40 jaar krippel was, genees is. En hy sê vir hulle, deur wie is daai man genees? En hy sê vir hulle, dit is deur Jesus. En hy verduidelik vir die Jode die rol wat hulle gespeel het in die kruisiging van Jesus. En hy sê vir hulle, julle het hom gekruisig. Maar hy los hulle nie daar sonder hoop nie. Hy sê vir hulle, kom tot inkeer en bekeer. Besef die rol wat jy gespeel het in die werk wat gelei het na Jesus op die kruis. En ek het gedeel en gesê, elkeen van ons het 'n aandeel gehad in Jesus se kruisiging, want hy het vir elkeen van ons wat hierso sit, se sondes gesterf. Maar dis jou keuse of jy dit gaan aanvaar of nie. Gaan jy uitreik na hom en sê, Here, ek kort u, ek moet gered word deur u, of gaan ons dit minag en net dit nog ietsie maak. Dis elkeen van ons se eie keuse. Maar vandag bevind ons onsself in Handelinge 4, waar ons bietjie gaan kyk na wat het gebeur nadat hy dit alles gedeel het met die mense in die tempel. So lees saam met my in Handelinge 4, vers 1 tot 10. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas, en Johannes en Alexander, en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Maar daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Is dit nie mooi wat hy deel nie? Maar kom ons kyk, wie was daar gewees? Eerstens, was dit die mense, wat die volk was, wat daar was. Ons sien die priesters kom daarin. Nou die rol van die priester was om elke taakie te doen wat nodig was in die tempel. Van kerse aansteek, tot en met die offers, die diere te offer. En dan was daar 'n hoofman van die tempel. Nou die hoofman se rol was om seker te maak dat daar orde en rustigheid binne in die tempel is. Maar die Galileërs was bekend om moeilikheid te maak. En hierdie twee Galileërs het klaar weer begin moeilikheid maak. Maar daar was ook die Sadduseërs. Nou wie is die Sadduseërs? Is dit maar net 'n sekte? Wat is hulle? Die Sadduseërs was die mense wat bo die priesters was. Die Sadduseërs was die wat in die Sanhedrin gesit het, wat oor die volk van Israel gesit het en gesê het, wat mag en wat mag nie. Die Sadduseërs is dieselfde mense wat 40, 50, 60 dae, ons is nie heeltemal seker hoeveel vroeër Jesus laat kruisig het nie. Die Sadduseërs is die wat sê wat alles moet gebeur. Maar hierdie Sadduseërs, sê die Afrikaans, was baie ontevrede. Maar die Engels sê hulle was grieved gewees. Nou dis baie meer as net ontevrede. Ek kan ontevrede wees oor 'n bord kos wat ek kry. Maar om grieved te wees is bietjie iets anderste. Maar hoekom was hulle grieved gewees? Hoekom was hulle so ontsteld gewees? Lees saam met my daar in vers 2. Hulle was baie ontevrede
dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. So hulle was ontsteld gewees oor dit wat Petrus en nou het ek sy naam, Johannes geleer het vir die mense. Hulle het geleer dat daar opstanding is in die naam van Jesus. Hulle het geleer dat daar lewe na die dood is. Nou die groot verskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs is, dat die Sadduseërs het geglo, daar is nie lewe na die dood nie. Hulle het geglo, dat as jy jou asem uitblaas, is daar niks verder nie. Maar hier is Petrus en Johannes besig om te sê, dis nie die waarheid nie. Daar is lewe na die dood. En daarom is hulle bitter ontsteld gewees. Omdat hulle iets verkondig wat teenstrydig is met wat hulle glo en wat hulle sê. Hulle sê, laat ons hulle bind. Laat ons hulle hou om hulle môre te ondervra, want dit was al aand gewees. Maar die mooi woorde sê, dat daar al klaar baie was, wat geglo het, wat Petrus gesê het, en hulle is by die kerk gevoeg. Die volgende dag kom hulle bymekaar, al die owerstes, die ouderlinge, die skrifgeleerdes, Annas wat die hoëpriester was, die skoonseun van Kajafas wat die hoëpriester voor hom was. Nou ons het daaroor gepraat vroeër in Johannes om te sien dat Kajafas moes eintlik die hoëpriester bly totdat hy doodgaan. Maar omdat hy goeders gedoen het wat die Romeine nie van gehou het nie, het hy toe vir Annas, sy skoonseun, in die posisie gesit. Maar hy was eintlik maar soos die maffia baas gewees. Hy het gesê wat moet gebeur. Toe hulle Jesus gebring het, het hulle hom ook eerste na Kajafas toe gevat, voordat hulle hom na Annas gevat het, wat eintlik die hoëpriester was. Nou dis dieselfde mense wat Jesus voor verskyn het en hom gekruisig het. Besef julle die mag wat daai mense het. En Petrus en Johannes staan voor hulle. En hulle vra en sê, deur wie, wat se krag of deur wie se naam het julle hierdie man genees? En dit is so mooi wat die Bybel sê, hy sê, Petrus, gevul met die Heilige Gees, antwoord hulle. Is dit nie mooi om te sien hoe Petrus gegroei het nie? Waar Petrus bang was, grootmond was, gesê het, ek sal u nooit verlaat nie. En toe 'n dogtertjie, 'n diensknegt vir hom sê, was jy nie saam met daai Jesus nie? Sê hy, nee, glad nie. En hy verloon Jesus, waar hy nou voor daai selfde mense, erger as 'n diensknegt meisie, staan, en hy gaan nou met hulle die waarheid deel. Ek sien hierso in vers 9 tot 10, hoe hy met hulle praat. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy 'n visserman is wat ongeleerd is nie. As jy sal toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, sal jy met krag en vrymoedigheid werklik die waarheid deel. Dit is wat Petrus hier gedoen het. Maar hy draai die tafels. Petrus en Johannes is die wat ondervra word. En hy sê, word ons vandag ondervra oor 'n goeie daad wat ons gedoen het teenoor hierdie man? Is dit hoekom ons hierso staan? En ons gaan sien hoe hulle nou optree rondom dit. Word ons aangekla oor 'n goeie daad? Petrus en Johannes het geweet die dag toe hulle Jesus gaan volg, dat hulle deur moeilike tye gaan. Ek wil hê jy moet weet, as jy gekies het om Jesus te volg, of as jy wil kies om Jesus te volg, moet jy bereid wees om vervolging en verdrukking deur te gaan. Moet nie verbaas wees as jy die waarheid gaan deel met liefde en oortuiging dat jy nie moeilike tye deur gaan nie.
As jy wonder wat jy gaan sê in daai dag, wat iemand jou vra, wat is jy mee besig? Moenie bekommerd wees nie. Die Heilige Gees sal jou lei en sal vir jou sê wat nodig is om te deel. Hulle word geondervra oor die geloof wat hulle het. So met ander woorde, wat nou hier besig is om te gebeur, is Christendom of daai tyd om Jesus te volg, om sy disipel te wees, is besig om teen die status quo te gaan. Dit gaan teen wat die Sadduseërs sê mag gebeur. En in daai oomblik besef hulle dat Christendom vir hulle 'n gevaar is. Hoekom is dit vir die Sadduseërs 'n gevaar? Twee goeters wat ek wil uitwys. Die eerste ene is, dit kom krap die vrede wat hulle het deur mekaar. Hulle kom deel iets wat heeltemal teengaan wat hulle ken, en dit bring ontevredenheid. Dit bring vrae. Ek weet nie wie van julle het al met iemand die evangelie gedeel, of waarheid met iemand gedeel nie, en dan sê hulle vir jou, hoekom los jy my nie net soos wat ek is in vrede nie? Ek het vrede waar ek is, los my net so. Maar as jy weet binne in jou, dat daar 'n ewigheids nagevolge is om stil te bly, dan kan jy nie stil bly en iemand net los om die pad te stap wat hulle besig is om te stap nie. Dan moet ons die waarheid deel en hulle dalk nie in vrede los nie. Want dis nie werklik vrede om iemand net te los en in die ander kant toe te kyk nie. Ware vrede kom net van Jesus af. Nêrens anderste nie. As ons gekonfronteer word met iemand wat ons die waarheid mee moet deel, wil ek jou vandag die vraag vra, hoe lyk dit in ewigheid as jy stil bly op daai oomblik? Eendag gaan ons almal voor die Here staan. En as hierso iemand sit, wat ek verantwoordelik voor is om te herder, en ek deel nie met jou die waarheid nie, en eendag staan ons voor die Here, en jy staan voor hom, en jy word aangekla vir iets wat jy nie gedoen het nie, 'n leefstyl wat jy gelei het, wat die Here nie verheerlik het nie, en jy kyk na my en jy sê, Johan, het jy geweet? En ek het geweet, gaan dit by my baie seerder maak, omdat ek nie die waarheid met jou gedeel het, as wat ek die waarheid met jou dalk deel, en dit maak jou dalk seer, dit offend jou dalk, maar jy moet by die Here se voete dan gaan sit, en sê, hoe lyk dit vir ewig? Hoe lyk dit? Ek en jy het die keuse om in liefde die waarheid met mense te deel. Wat hulle daarmee maak, is hulle keuse. Maar ons kan dit nie net los en sê, dis oké, gaan maar so aan, ons sal eendag sien nie. As ons asem hier uitblaas, is daar nie oorbegin nie. Daar's nie, kom ons probeer weer nie, kom ons maak reg nie. Dit is die einde. Die tweede ding wat gebeur het, is hulle het die gesagsposisie omgekrap. Die Sadduseërs het gesê hoe alles moet werk. Die Sadduseërs was 'n baie ryk groep mense gewees. Hoekom? Want hulle was die klomp wat geld gemaak het met die skale wat nie eweredig was nie, wanneer mense tempelbelasting moes kom betaal het. Daai mense was finansiëel wel af gewees. En Petrus en Johannes is besig om hierdie goeters deur mekaar te krap. Soveel so, dat hulle sê, daar is geestelike dinge wat gaan gebeur. Maar die Sadduseërs het gesê, daar is nie geestelike goeters nie. En hierso sê Petrus en Johannes, daar is lewe na die dood. Daar is hoop. Dis nie alles nou net nie. Hierdie is net voorbereiding vir ewigheid. Wat vir my interessant is niemand vra, waar is Jesus nie? Petrus deel en hy sê, Jesus het opgestaan uit die dood uit. Nou hoekom sê die Fariseërs nie, of die Sadduseërs nie, nou waar is hierdie Jesus wat uit die dood uit opgestaan het nie? Niemand vra daai vraag nie. Maar ek wil jou nou vandag vra, wat is die beste bewys dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het?
Ons kan baie na historiese goeters kyk. Daar's baie inligting wat kan wys na Jesus wat opgestaan het, dat hy werklik dood was ensovoorts. Maar ek vra jou nou vandag, wat is 'n bewys wat jy nou kan sien dat Jesus werklik lewe? En ek wil vir jou sê, die lewe wat ek gelei het voor Christus en na Christus is die grootste bewys vir my dat daar werklik iets is in Jesus, dat hy werklik opgestaan het uit die dood uit. En so kan 'n mens in elke persoon wat sy hart vir die Here gee, sien, daar is iets anderste aan hulle. Daar's iets anderste in hulle oë. Daar's iets anderste in hoe hulle dinge doen. Jou lewe verander wanneer jy werklik 'n ontmoeting met Jesus gehad het. Ek en jy as kerk moet nie inpas by die wêreld nie. Ons gaan uitstaan. Maar ons moet okay wees met die ongemak wat ons dalk gaan beleef, wat die wêreld na ons kant toe stoot. Kom ons lees wat gebeur verder in vers 11 tot 14. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Nou hierdie is 'n baie interessante gedeelte van my. Hierso in vers 11 het die Afrikaanse Bybel staan hy daar dat hy die hoeksteen geword het. Nou die Engels praat van the head of the corner. Nou ek het bietjie navorsing gaan doen oor dit, want hierdie gaan al die pad terug tot in Psalm 118. En die woordkeuses wat gebruik word is baie interessant. Nou net om julle 'n idee te gee, head of the corner is in Afrikaans 'n sluitsteen. En die hoeksteen en die sluitsteen vul nie dieselfde posisie nie. Die hoeksteen is waarvan af jy begin bou het in die ou tyd. Dit was die steen wat die belangrikste was om alles te bepaal hoe die gebou wat jy besig is om te bou gaan lyk. Die sluitsteen is die laaste steen wat gelê is van die gebou. So kom ons lees gou in Matteus 21 vers 42 tot 44 en ek gaan hom vir julle lees in die King James omdat hy hom vir my sê soos wat ek hom verstaan. Jesus saith unto them, did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. Dit is die sluitsteen. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken. But on whomever it shall fall, it will grind him to powder. So as jy gaan kyk na Jesus as die hoeksteen, as jy oor hom val, as jy kies om gebroke voor die Here te val, as die hoeksteen en te sê, Here, ek kies om my lewe te rig volgens U weë, gaan jou lewe drasties anders lyk. Maar die skrifgeleerdes, die Sadduseërs het gekies om Jesus te verstoot as die hoeksteen. En eendag gaan die ene wat die hoeksteen moet wees, wat nou die sluitsteen is, op hulle val en hulle vermorsel. Ek en jy het die keuse om te sê, wil ek my lewe bou met Jesus as die hoeksteen van alles wat ek doen, of nie? Want as jy kies om hom nie te gebruik as jou hoeksteen nie, dan loop jy in gevaar dat hy eendag as die sluitsteen gaan neerval. Want daar kom 'n oordeelsdag oor elke persoon. Ek en jy het die keuse hoe ons bou. Wat vir my interessant is dat die skrif sê, Jesus is die begin en die einde. Die hoeksteen is waar jy begin, die sluitsteen is waar jy eindig. Jesus sê, die skrif sê, ek is die Alfa en die Omega. Dit gaan alles oor Jesus. Hy is die hoeksteen, maar hy is ook die sluitsteen. Vers 12 staan daar geskryf dat
Kom ons lees gou wat sê vers 12. Hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waaruit ons gered moet word nie. Christendom is 'n baie interessante geloof. Want baie keer sien ons dat Jesus is nie either or nie, maar albei. Christendom is inklusief. Christendom is vir elke persoon bedoel. Jesus het vir elke persoon gesterf. Jesus wil hê dat elke persoon tot redding kom. Dit beteken, dit is vir almal. Dit include almal. Dit is hoekom dit inklusief is. Maar dit is ook terselfdertyd eksklusief. Dat daar net een manier is hoe jy gered kan word. En dit is deur Jesus. Geen ander naam nie. Geen ander manier nie. Net deur Jesus. Wat vir my interessant is in hierdie gedeelte is, Petrus staan voor hierdie ouens wat Jesus gekruisig het. En hy is meer bekommerd oor hulle geestelike toestand as sy veiligheid. Hy deel daar met hulle die evangelie. Hy sê vir hulle wat hulle fout is. Hy sê, daar's een manier om gered te word. Hy sê, die weg wat julle stap is nie die weg wat gestap moet word nie. Geloof in Jesus is die enigste manier. Hy deel dit voor hulle almal. Is ek en jy, hoe som ons op volgens dit? Is jy meer bekommerd oor jou of iemand anders se geestelike welstand of jou fisiese toestand? Is jy meer bekommerd oor wat fisies met jou kan gebeur as jy die geestelike waarheid deel? Of is jy meer bekommerd oor die geestelike posisie of die geestelike welstand van iemand as jou fisiese toestand? Kyk in jou persoonlike lewe. Op wat spandeer jy meer tyd? En dis nie om te sê, ons moet nou alles gaan uitmeet nie. Maar is jou geestelike welstand vir jou belangrik? Of is jou fisiese toestand vir jou meer belangrik? Elkeen van ons moet daai vraag vra. En wanneer ons met iemand te doen het, moet ons daai selfde vraag vra. Gaan ek die waarheid met daai persoon deel? Al kyk hy dalk anders dan jou, al wil hy dalk nie weer met jou gesels nie. Maar gaan ons dit in liefde doen en altyd kies om in waarheid te wandel. Ek sien hoe hierdie skrifgeleerdes, die Sadduseërs, verbaas is oor hierdie mense wat ongeleerd is. En ek besef, ons kyk so maklik na die uiterlike. Ons kyk so maklik na hoe iemand lyk of hoe hy praat. Maar God kyk na die innerlike. En hy kies om hierdie twee vissermanne te gebruik, om die topouens te wys en te leer wat is die waarheid. Toe hulle sien, hierdie gaan nie werk nie. Toe hulle sien, hulle is eintlik buite hulle vuurmaakplek. Toe stuur hulle weg en hulle sê, laat ons dit eers 'n bietjie vergader. Kom ons lees wat sê vers 15 tot 17. Hulle het toegelas om buitekant die raad te gaan en met mekaar beraadslag en gesê, wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik, veral die inwoners van Jerusalem. Ons kan dit nie ontken nie, maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek nie. Hulle sê ons kan nie stry oor hierdie wonderwerk nie, maar ons kan nie toelaat dat hierdie aangaan nie. Ons kan nie toelaat dat hulle hierdie goeters sê nie. Hulle word gekonfronteer met die waarheid. Hulle word gekonfronteer met Jesus as die hoeksteen. En hulle kyk na hom en sê, hy pas nie in my model hoe ek dink hierdie huis moet lyk nie. Ek gaan hom nie gebruik as my hoeksteen nie. En hulle verstoot hom en hulle kies om te bou soos wat hulle wil. Jesus moet nie in my en jou lewe pas nie. Die dag as jy sê, Jesus is Heer en Christus van my lewe, dan kies jy om in te pas by sy model, by sy manier van dinge doen, nie jou manier nie. En ons moet aanhou bou van daai hoeksteen af. Ons moet nie van daai hoeksteen afwyk en ons eie ding wil doen nie. En hulle sê, kom ons dreig hulle. Kom ons sê vir hulle mag nie verder hieroor praat nie, sodat dit nie verder versprei nie. Nou ons almal weet wat het gebeur
daarna as jy iets probeer toedruk, toesmeer en iemand sê jy mag nie. Maar kom ons lees wat sê Petrus vir hulle. Dit is vir my so mooi hoe hy hulle antwoord in vers 18 tot 22. En hulle het geroep en hulle beveel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar oud. Daai man kon nog nooit in sy lewe loop nie. Op meer as 40 jaar oud, is die eerste keer wat hy kon loop, en hulle kon nie daarmee stry nie. En hulle sê vir hulle, julle mag nie verder hieroor praat nie. Maar Petrus sê vir hulle, luister, julle is die hoogste gesag. Ek gaan dit nou in my woorde sê. Julle is die hoogste gesag. Ons kan nie appelleer aan iemand hoor nie. Nou Paulus kon, wat ons gaan sien in Handelinge nog, Paulus kon appelleer aan iemand hoor as die Sanhedrin, maar Petrus en Johannes kon nie. Hulle sê, julle is die hoogste gesag, maar eendag gaan julle voor God staan, die hoogste gesag. En julle gaan moet rekenskap gee vir dit wat julle nou vir ons sê. Maar ons kan nie vir julle luister as dit teenstrydig is met dit wat ons gehoor en gesien het nie. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat Jesus vir ons gesê het. Daar is 'n absolute waarheid. As iemand vir jou sê, wat is waarheid, of daar is nie 'n absolute waarheid nie, moet jy werklik die Here vra vir wysheid, dat daai persoon sal kan besef, daar is 'n absolute waarheid. Ek wil jou nou vra, glo jy dat daar 'n absolute waarheid is? Want as jy nie doen nie, dan gaan jy 'n waarheid bou, wat nie die absolute waarheid is nie. As daar nie 'n absolute waarheid is nie, dan gaan God nie van ons kan vereis om rekenskap te gee oor wat ons gedoen het nie. Want dan is ek en jy die ene wat bepaal wat is waarheid. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees lei elkeen van ons. As jy 'n wedergebore Christen is, gevul met die Heilige Gees, dan lei hy jou. Maar hy gaan jou nooit lei in teenstryd met die woord nie. Toe hierdie manne niks fout kon vind met hierdie twee nie, sê hulle, ons gaan nou reëls maak, dat julle nie dit mag meer verkondig nie. Dit klink vir my baie soos boelie gedrag. Doen wat ek sê, of jy is verkeerd. Ons gaan reëls maak rondom dit. Maar kom ons kyk, hoe reageer Paulus en, Johannes en Petrus oor hierdie. Kom ons lees vanaf vers 23 tot 31. Dis die laaste gedeelte wat ons nou behandel. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volk nietige dinge bedink. Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volk van Israel vergader teen U heilige kind, Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte en met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Deurdat U U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van U heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hulle hoor hierdie uitspraak en hulle gaan terug na die ander gelowiges en sê dit is nou wat gebeur het.
Ons het 'n keuse om te maak. Ons het 'n keuse om gehoorsaam te wees aan mense te vrees, of ons het 'n keuse om God te vrees. Wat doen hulle in daai geval? Wat moet ek en jy doen wanneer ons in 'n posisie sit, wat jy gedreig word, wat jy gesê word, of dit, of geen ander manier nie? Wat doen jy? Doen wat hierdie disippels gedoen het. Hulle het God groot gemaak. Hulle het gesê, wie is God? Hulle het gesê, eerstens, U is God en ons is nie. U het alles gemaak. Hulle het nie 'n druppel in die emmer gehad om te sien van die grootheid van wie God is in die universe nie, in die samestelling van die sonnestelsel nie. Die grootheid van God het ek en jy nie eers 'n idee van nie. En hulle sê, U het alles gemaak. U het ons ook gemaak. Hy sê, mense het almal teen U opgestaan, teen U heilige kind Jesus. Maar U het net toegelaat om te gebeur wat U beplan het. Sodra jy God in perspektief van jou uitdagings en probleme sit, besef jy vir wie jy gehoorsaam moet wees. Ek wil vir jou sê, om God te sit in die regte perspektief van wie hy is, dan sal jy die regte perspektief hê om te doen wat nodig is in die situasie wat jy jouself in bevind. Daar is 'n gesegde wat ek vir julle net wil lees. Get a big view of God, so that if you fear him, you need fear no one else. Nadat hulle God na hom gekyk het, besef het wie hy is, net weer eens, net herinner aan sy grootheid en sy almag, bid hulle vir 2 spesifieke goeders. Ons gaan nou kyk waarvoor het hulle gebid. Maar ek kan jou waarborg, hulle het nie gebid dat hulle net beskermd moet wees en alles net oukei moet hulle moet gaan nie. Hulle het gebid in die Engels vir boldness, om die woord te spreek. Die Afrikaans sê vrymoedigheid, maar ek dink ons het boldness nodig om die woord van God te verkondig. En hulle het gevra, Here, asseblief, moenie dat die wonderwerke ophou nie. Dat die mense kan sien deur die wonderwerke wat gebeur, dat U waarlik is wie U sê U is. Dis vir my so mooi hoe God hulle antwoord op daai versoek. Die gebou skud. Hy wys so 'n bietjie van die krag wat hy het, en hy gee vir hulle die Heilige Gees. En wat was die uitvloeisel van die Heilige Gees? Dat hulle gegaan het en die woord van God met vrymoedigheid, met boldness gaan deel het. Nie bekommerd oor die toestand van hulle vlees nie. Nie bekommerd oor wat ander mense gaan sê nie. Ek wil jou vandag vra, wil jy boldness hê om die evangelie en die waarheid met ander te deel? Is dit 'n begeerte wat ons het as gemeente? En as dit is, wil ek nou vra dat jy jou hand opsteek en sê, ek wil boldness hê om die evangelie met ander te deel. Ek wil die Heilige Gees hê om my te lei.